Dit is nou tyd om jou geldsaake te bespreek en Thys van Sail is hier in die ateljee om vir ons die finansiële leviete voor te lees. Thys, welkom terug. Ag nee, is lekker om hier so te wees en kyk hoe mooi is die studio, né? Ek sê vir jou, dis kleurvol, dis besig. Ja. Ek dink die Elfies was baie besig hier gewees. Maar wil jy dalk begin deur iets by te voeg rakende sport? Ja, natuurlik. Ek wil net dankie sê vir die Lions. Jy weet, dit was 'n fantastiese wedstryd. So Annie, hy was dan weer so selfsugtig soos wat hy kan wees, want as die Lions ons wen, dan word daar glad nie oor die Lions gepraat. So ek wil net sê baie geluk aan die Lions en aan al my Bloubol vriende daar buite. Ek is so jammer, maar dit gebeur dan net so een keer in 3 jaar, maar dit was fantasties. Ek moet vir sê ek het meer van Annie verwag, want daai gedrag beleef mens mos gewoonlik onder Bloubol ondersteuners, jy weet, wat dan niks wil sê nie, maar goed. Pieter het iets daar geskree, ons sal later hoor wat hy probeer sê, maar vir nou terug by die geldsaake en algemene vrae wat vanjaar die meeste deur die publiek gevra was. So wanneer is dit die beste tyd om te belê en met hoeveel? Mense wil weet, Thys. Ja, ek dink as ons byvoorbeeld gaan kyk, die meeste van die vrae wat ons gekry het, ook van kykers, maar ook in praktyk, was dit juist daai ding gewees van wanneer moet ek belê en met wat so 'n tipe van bedrag moet ek begin? Ja. So baie kere is dit wanneer jy moet belê is al reeds gister. So hoe gouer jy kan begin belê, hoe beter. En as baie mense sal dan byvoorbeeld sê, maar wat is 'n goeie premie om mee te begin byvoorbeeld of dan nou met 'n lumsom of wat ook al geval mag wees. Maar daar is nie 'n limiet daaraan nie. Dit is net daai ding van jy moet begin op 'n punt of op 'n plek. Ek dink net waarom dan te gaan belê? Ek dink dit is meer die vraagteken om te sê, maar as ek byvoorbeeld nou 'n paar rand het in 'n gegeewe tyd van 'n jaar of in 'n kwartaal van 'n jaar, waar is dan die beste, tipe van onderliggende bates waarna ek kan gaan belê? En ek dink daai vraagteken is baie keer belangrik. Is ek in die binneland, is ek in die buiteland en natuurlik jy weet, is ek op lokale aandele, is ek op internasionale aandele, is ek meer in die privaat sektor, is ek meer in goud gebalanseer, is ek selfs in kripto tot 'n groot mate. Jy weet, so daai is die elemente wat wel 'n rol speel. En dan wonder mense ook of 'n mens beleggings enige tyd kan onttrek. Ja, ek dink dit is basies weer die persepsie wat daar buite is baie keer om te sê, okay, maar nou sit ek 'n paar rand weg, maar in my agterkop wil ek half daai gedagte ook hê, maar ek moet onmiddellik weer akses hê na daai kapitaal toe. En ek dink mense baie keer vir jouself sê, maar die geld wat ek wil belê en die geld wat ek in 'n reservefonds wil sit. En ek dink daar's nogal 'n verskil wat 'n ou dadelik moet aanpas in jou mindset ook. Soos byvoorbeeld die geld wat ek wil belê is langtermyn. So met ander woorde, dis geld wat ek myself gaan weerhou om byvoorbeeld te wil kom ons sê gereelde onttrekkings te wil neem van. Maar my emergency fund wat ek het of my reënfonds wat ek het aan die ander kant is baie keer 'n gedeelte van byvoorbeeld welvaart wat ek wil skep, maar dis kapitaal wat ek byvoorbeeld na toegang toe wil hê binne 7 dae, baie keer selfs dalk net 30 dae. Goed, Thys, het ek 'n finansiële adviseur nodig? Elsa, as jy na Everest Wealth toe kom, ja, dan definitief. Andersins het jy glad nie 'n finansiële adviseur nodig. Nee, ek speel. Nee, finansiële adviseur speel 'n baie belangrike rol in jou lewe. En ek dink dit is net vir jou so belangrik ook om die regte finansiële adviseur ook te gaan kry, want weer eens baie kere sal ons daai voorbeeld gebruik van byvoorbeeld 'n gewone algemene praktisyn as jy byvoorbeeld na 'n dokter toe gaan. Sekerlik as jy byvoorbeeld in 'n nuwe area is of in 'n nuwe kom ons sê lewe, kom ons sê gedeelte van jou lewe is, dan gaan jy byvoorbeeld na daai algemene praktisyn soek wat jou gaan pas. So dan word jy gaan byvoorbeeld na 1 of 2 algemene praktisyns gaan en dan gaan jy sien ja, maar ek hou van daai dokter of ek hou van hierdie dokter en dan sal dit 'n baie langtermyn tipe van verhouding wees wat dan bou, want 'n mens spring sekerlik ook nou nie van algemene praktisyn tot algemene praktisyn nie. So en ek dink baie keer as ek kom by 'n finansiële adviseur is dit presies dieselfde. So soek jou finansiële adviseur daar buite totdat jou pas met jou handskoen, nie met sy handskoen nie, met jou handskoen as dit enigstens sin maak. En dan natuurlik is daar 'n klomp elemente wat ook 'n rol speel, soos byvoorbeeld kostes en byvoorbeeld deel jou visie, spandeer met jou tyd, het 'n regtig waar passie vir wat jy doen. Jy weet daai tipe van elemente speel 'n baie groot rol vir jou in jou lewe. En as jy byvoorbeeld die regte finansiële adviseur kies van die begin af, dan is dit vir jou op 'n of ander dag, jy weet daai 5 of 10 of 15 jaar sukses wat jy saam met hom bou. En as daai adviseur nie saam met jou inkoop tot dit nie, ja, dan kry maar vir jou 'n ander dokter. So dit is iemand wat eintlik veronderstel is om werklik 'n pad saam met jou te stap. Ja, korrek. En hy moet jou passie met jou deel. Goed, nou so gepraat van kostes. Hoe werk kostes in beleggings? Kostes in beleggings is baie belangrik, want as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk, kom ons sê argumentshalwe,
ek het 'n uitkyk of ek het 'n doelwit wat kom ons sê tussen 10 tot 12% se opbrengste wil genereer per jaar. Maar dan sal ek dit byvoorbeeld dan nou met my finansiële adviseur deel en dan daai finansiële adviseur moet dan gaan kyk na oplossings wat so naby as moontlik aan daai doelwitte plus basies weet oor daai doelwit vir jouself sal kom. Maar dan speel 'n rol van byvoorbeeld dan 'n kostes ook. Dan is ou byvoorbeeld gaan kyk maar as ek byvoorbeeld 'n doelwit het van 12% aan my adviseur, maar na koste dan werk dit af byvoorbeeld na 10 of 9,5 toe. Dan is dit nie meer my doelwit nie. Ja, die adviseur het die doelwit behaal om te sê ek het by my 12% kom ons sê benchmark uitgekom, maar na kostes is ek 2,5% onder my benchmark of my doelwit. En ek dink ja, dis baie belangrik om ook altyd met die adviseur kostes te bespreek om jy seker te maak ja, my doelwit is X, jou doelwit is koste. So met ander woorde ons albei moet ons doelwitte behaal en dis ook baie belangrik. Nou nog 'n algemene vraag is hoe 'n mens buitelands moet belê. Buitelandse beleggings Elsa is fenominale belang want as 'n mens net gaan kyk daai tipe van 'n balans wat jy vir jouself moet bou. Ja. Lokale aandele is een ding. Okay, so lokale aandele, lokale markte, lokale ekonomie, dit is alles wat hier lokaal gebeur. So met ander woorde dit het 'n kom sê beïnvloed ons mandjie wat ons hierso het. Maar byvoorbeeld as ons gaan kyk na internasionale tipe van impak of internasionale beleggings wat beskikbaar is veral vir Suid-Afrikaners daar buite, is dit baie belangrik om ten minste 'n derde van jou kapitaal moet daarso ook lê. En die rede daarvoor is baie eenvoudig. Dit is nie net vir diversifisering nie, maar ook wel vir beskerming. Want Suid-Afrika het 'n baie goeie basiese, jy weet, lokale aandelebeurs soos wat dit nou is. En hy's baie gesond nou so oor die laaste 12 tot 16 maande. Maar as ons weer eens gaan onthou, voor dit was ons gelukkig so tussen 6 tot 8% per jaar gekry het op 'n lokale aandelebeurs. En daardeur het ons dan nou gesien ja, maar as jy byvoorbeeld daai derde diversifikasie oor see gehad het, byvoorbeeld soos 'n gewone ETF of 'n gewone unit trust wat jy dan nou basies in 'n bateroufonds gehad het in die buiteland, dan het hy daai average van kom ons sê tussen 8 tot 6 tot 8% vir opgebring tot 'n baie goeie konkrete 10-12% dan nou plus na die laaste 12 tot 18 maande se lokale tipe van inspuiting wat jy gekry het, sou jy baie goeie gediversifiseerde portefeulje gehad wat 'n algemene groei gehad het van ongeveer 14 tot 17% selfs per jaar. Goed, hoe werk belasting op beleggings? Belasting is weer eens daai ook belangrike element van jou finansiële adviseur wat die voorbeeld wat ek nou gebruik het om jy te sê ja, dit is jou doelwit, kom ons sê argumentsonthaalwe gebruik dieselfde voorbeeld, jou doelwit is byvoorbeeld 12. Maar dit is dan wat jy dan wil sê vir jou finansiële adviseur, my doelwit is 12 na koste en wel na belasting. Okay, so met ander woorde nou speel ons nog 'n verdere rol. So nou sê ek byvoorbeeld vir jou, ek soek 12 vir my sak. So met ander woorde as jy 'n adviseur is en jy sit 2% dan in jou sak saam met 'n fondsbestuurshuis, plus byvoorbeeld ek het 'n belastingelement wat 'n rol moet speel van tussen 20 tot 30%, dan kyk jy ongeveer dan nou na kom ons sê ongeveer so tussen 14 tot 15, 16% die voorbeeld wat ek ook nou gebruik het, van as jy goeie gediversifiseerde portefeulje het. Maar as jy byvoorbeeld dan nou gaan kyk, nou kry ek byvoorbeeld 'n saamgestelde groei van 16%, 16,5% per jaar. Na koste en na belasting kry ek byvoorbeeld dan kom ons sê 'n 12 riglyn. Okay. Ja. En ek dink ja, dis 'n effektiewe tipe van fondsbestuursplan of byvoorbeeld van 'n finansiële aspek af om te gaan kyk ja, maar wat is ek eintlik veronderstel is om te kry in die mark en is dit wel vir my beskikbaar? En daai voorbeelde waarna ek nou verwys, dit is definitief beskikbaar. Net met effektiewe, kom ons sê nou maar finansiële advies wat elke kliënt veronderstel is om te kan kry. Hoe belê ek teen inflasie? Inflasie is 'n baie belangrike ding want inflasie is maar daai ou voorbeeld wat ons oupa daai tyd al vir ons gemaak het en ons eie ouers om te sê waar hulle mos terugverwys sê ja, daai wat het ek gekoop met die ou R1 munt. Jy weet, hoe kon ek nog dit koop en dat koop? En vandag, ek bedoel, R1 kan jy amper skaars vir 'n kar wag gee. Jy weet so want dit is daar's nie waarde daar nie. En dit is maar die impak van inflasie. So as ons byvoorbeeld nou gaan kyk, as ek 'n belegging wil maak en ek wil hê dit moet die tyd weerstaan. So met ander woorde ons wil kyk laat hy byhou met tyd, dan gaan jy daai effek ook moet inwerk binne in jou tipe van beplanning of jou doelwitte. So met ander woorde as ons gaan sê, ons regering sê op hierdie stadium hulle teiken is om inflasie te hou tussen 3 tot 6%. Okay. So statistiek Suid-Afrika gewys, kry hulle dit reg.
Okay, maar die mandjie van 3 tot 6% is nie noodwendig my en jou mandjie nie. En ons het al baie daaroor gepraat. So as ons byvoorbeeld gaan kyk na mediese fondse, as ons byvoorbeeld gaan kyk na elektrisiteitspryse, as ons gaan kyk na normale datapryse, net om simpel voorbeelde te gebruik. Wat staan byvoorbeeld charcoal, rooi vleis, jy weet, daar's 'n klomp elemente, brandewyn, whisky, wyn, jy weet, daar's 'n klomp elemente wat 'n rol speel. Maar as jy byvoorbeeld na daai inflasie gaan kyk, dan sê jy vir jouself, ek is baie nader aan 6 tot 8%. So enigiets tussen 6 tot 8%, as ek dit kry in opbrengste minder, dan hou ek nie by die trant van inflasie nie. So ek belê in 'n positiewe tipe van opbrengs van 6 tot 8%, maar ek verarm myself stelselmatig. En ek dink ja, dis baie belangrik om altyd ook seker te maak my teiken, ongeag my risikoprofiel, moet altyd handhaaf met inflasie van tussen 8 tot ten minste weer eens 12% se opbrengs na koste en belasting. Goed, ek dink die volgende vraag is ook baie belangrik. Hoe belê 'n mens vir inkomste wanneer 'n mens reeds afgetree het? Dis baie belangrik, Elsa, en ons het daai vraag baie gekry in hierdie laaste, kom ons sê 24 maande selfs. Want onthou is jy nou afgetree is en jy trek 'n inkomste byvoorbeeld in 'n lewende anniteit. Jy kan nie byvoorbeeld nommer 1 fondse gaan selekteer wat basies nie die kom ons sê persentasie wat jy geselekteer het van inkomste oorskry nie, want dan basies begin jy stelselmatig klaar in jou kapitaal in te delg. So jou grootste probleem is wat jy daarso het en die maklikste oplossing baie meer eenvoudig daar weer eens by jou finansiële adviseur. As ek byvoorbeeld 'n inkomste gaan kies van 8% per jaar, kan ek onder geen omstandighede eintlik meer op 'n marktige kom ek sê my kapitaal gaan plaas waar daar volatiliteit is nie, jy weet waar daar op en af EKG is nie, want dit is 'n groot risiko. So ek moet my fondse gaan sit waar ek ten minste dit kan oorskry. Maar ons sal 'n bietjie verder daaroor gesels op 'n volgende keer. Ek dink ons moet daarmee definitief. Dis ons rugby praatjies. Lekker gesels. Ai man, dankie Baie dankie Thys. Nou ja, jy kan ingeskakel bly want net hierna fokus ons op Kersdekor en skoonheid. Jy sien dit en luister daarna net hier by Goeiemôre, Good Morning. So maak seker jy bly ingeskakel vir hierdie interessante gesprekke wat nog gaan volg.